Hierdie oomblik dit volg, baie welkom. Die kollektes is vir die diens van barmhartigheid. By die deure is dit vir ons eie plaaslike sendinggemeente hier op Heilbron. So dit is nie net in die bussies nie, maar dit is die kollekte by die deure. Die katekisasie is na afloop van die erediens. Die Bybelstudies is woensdag aand om 6:00 uit 2 Korintiërs hoofstuk 1 en woensdag aand om 7:00 is ons gebruikelike verhoudingsbybelstudie. Donderdagoggend om 9:30 doen ons die bergrede. En dan is daar die volwasse kategese donderdag aand om 7:00 as die Here wil. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 105 vers 3, 4 en vers 5. Vra na die Heer der leermagte, die Heer oneindig groot en kragtig, soek dagelijks sy aangesig, gedenk die werk deur hom verrig, die wonders deur sy hand gedaan, en wil sy strawe gadeslaan. O volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkore. O volk wat soveel guns geniet, verhoog die Heer in sang en lied. Hy is onze God de wêreld rond, vrees vir die oordeel van sy mond. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag, tot in die 1000ste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam
en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister nou met die verootmoedigingsgedeelte van ons erediens ook na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 107 vers 7, nou dat ons die wet van die Here gehoor het. Daarna gaan ek u voor in die voorbidding. Die koperkerker deur het gewagel voor Gods mag, wat uisters weggebeur het, verbreek het met teenslag, laat al hom dank bewys, vir redding wat so soet is, om voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Ons Vader wat in die hemel is, in hierdie ontmoeting met U, wil ons, voordat ons na U woord luister, voordat U met ons verder praat, wil ons U aanroep en bid vir genade. Pleit ons by U dat U ook die prediker wat U geroep het om te dien in hierdie gemeente, dat U aan hom die woorde en die regte formulerings sal gee, dat hy U woord ook suiwer aan ons sal oordra en op verstaanbare wyse, dat ons U woord sal hoor, dat dit ons sal raak tot in ons siele, sodat ons ook die nodige aanpassings in ons lewe maak, om steeds meer toegewy aan U te wees, om baie duidelik ons liefde vir U ook te wys. Ons sê vir U baie dankie dat ons as 'n gemeente die voorreg het om op 'n Sondag so bymekaar te kom,
Ons bid vir hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie, as gevolg van siekte of om ander redes wat hulle werklik wettiglik verhinder om hier te wees. Ons bid vir elkeen wat inskakel by hierdie woordbedieningsgeleentheid. Laat u woord ook daar weer klink in mense se harte en lewens. Raak ons aan. Ons staan nie voor u as mense wat daarop reken dat ons onskuldig is nie, as mense wat ons wil beroem in ons goeie lewens nie. Ons staan hier voor u as mense wat weet dat ons sondaars is, wat u werklik seer maak, met die dinge wat ons verkeerd dink, wat ons praat wat sleg is, wat ons doen wat seer maak. En daarom pleit ons dat u ons sal vernuwe deur die werking van die Heilige Gees, dat die vernuwende werk wat die Seun vir ons verdien het en moontlik gemaak het in die lewe van die lidmate van die gemeente en elkeen wat luister na u woord 'n werklikheid sal word. Ons bid vir ons sendinggemeente waarvoor ons ook 'n bydrae gee vanoggend. Elkeen van ons sien uit na die voorreg om by te dra vir hierdie gemeente en die werk om die evangelie te verkondig. Daar is 'n honger by hierdie mense om die woord te hoor. Ja, Here, gee dat ons met hierdie goeie werk sal voortgaan en dat dit sal gaan van krag tot krag. Ons bid dan nou ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam met die woord van die Here, Genesis hoofstuk 22, en u kan sommer sien dat die eerste 2 verse is die fokusverse in die skrifgedeelte, dis nie die teks nie, die teks is Sondag 34. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. So dat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan. En Abraham het in Berseba bly woon. Nou ja, daar is ons teks, hoe word hierdie gebooie ingedeel in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie, ons lees hoe ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet ter wille van my siele heil en saligheid alle afgoderry, en dan is daar ook 'n lysie towery, waar sê hy bygeloof, aanroeping van heiliges, of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, om alleen vertrou my slegs aan hom, het alle nederigheid en geduld onderwerp, en aan hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Broer en suster, ek begin hierdie 2 preke met 'n aanhaling, kan jy glo, van Friedrich Nietzsche. There are more idols in the world than there are realities. Dis dieselfde man wat God dood verklaar het, wat gesê het, God is dood. Hy sê, daar is meer afgode in die wêreld as wat daar werklikhede is. Hy sê eintlik ook iets van afgode, hy sê, afgode is 'n onwerklikheid waarop jy nie jou lewe moet bou nie. Baie van u sal dink, dis daarom vreemd dat die dominee 'n preek begin met 'n aanhaling van 'n man soos Friedrich Nietzsche. Ek dink die dominee het dit nou regtig verloor, dis daarom 'n dwaase ding om te doen, as ek ooit 'n dwaasheid gesien het. Dis dan die man wat, soos wat ek gesê het, God dood verklaar het, as hy my die eerste keer nie gehoor het nie. Ja, broer en suster, dit is hy wat dit gesê het, maar dit beteken nie dat hy ook nie 'n waarheid gesê het, toe hy gesê het, there are more idols in the world than there are realities nie. Dit is ook 'n waarheid wat hy wel raak gevat het. Hy slaan die spyker, wil 'n mens sê, presies op die kop. Dit is wat die moderne mens dink. U sien, hy sê eintlik, en as u die verband kan volg hier, hy sê eintlik, wel, God is vir die moderne mens dood, en daarom is daar soveel afgode in die lewe van mense. En dit is die realiteit. Hy formuleer 'n werklikheid waarmee baie mense 'n baie groot probleem het. Maar dit is tog 'n werklikheid. Kyk, 'n prediker kan die mooiste preke skryf oor Sondag 34. Jy kan die pragtigste preke gaan uitwerk, en dit was my eintlike dilemma, die grootste deel van die week. En jy kan met mense praat oor afgode, en jy het klaar afgeskakel. Want jy het besluit, hierdie preek is nie vir my nie. Afgode is nie 'n ding waarmee ek sukkel nie, man, daar is nie meer so 'n ding soos 'n afgod eintlik nie. Miskien is Sondag 34 eintlik totaal en al verouderd. En tog, broer en suster, dink ek, is dit nodig vir 'n nuwe benadering in terme van preke oor Sondag 34. Nie dat ek probeer om iets niets te doen nie, maar dood eenvoudig om te sê, wel, die eerste deel van hierdie preek moet ek mense net daarvan eers probeer oortuig dat daar afgode in hulle lewe is.
voordat ek verder kan gaan. Ek dink dit is die grootste probleem waarmee enige prediker wat bekommerd is oor sy lidmate mee sit. Kyk, daar is 'n sekere melankolie in hierdie wêreld. En ek kan nou baie tyd daarin spandeer om hierdie depressie in die wêreld vir u te verduidelik. Maar depressie word veroorsaak deur 'n leegheid, 'n holte binne in jou wat jy nie vol kry nie. En miskien besef jy nog nie dat daar die holte daar is nie. En weet jy hoekom is daar die holte daar? Daai holte is daar, broer en suster, omdat God nie daar is nie. Daar is 'n leegheid in jou lewe. Want jy het gegaan intussentyd en 'n onvolledige vreugde geïdentifiseer wat jy dink daardie leë plek in jou lewe kan volmaak. En jy kry hom nie vol nie. Jy probeer jou uiterste bes. Die moderne mens sê, miskien moet ons so 'n bietjie sagter sit. Die moderne mens sê in Psalm 14 se woorde, daar is God nie. Daar staan eintlik, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. God is dood. Dit is eintlik wat die dwaas sê. Jy sien, hoekom sê mense dit? Want hulle lewe is gebaseer op onvolledige waarhede. Dis gebaseer op dinge wat nie ware geluk kan bring nie. Psalm 1 vat eintlik presies dieselfde saak, net van 'n ander hoek af deur te sê, wat wil elke mens hê? 'n Mens wil vreugde hê. Party mense dink jy kry vreugde deur daardie leegheid in jou lewe te vul met 'n aardse vreugde. Psalm 1 sê, daar is 'n ewige vreugde. Ken jy daardie ewige vreugde? Dis nie die nuutste motor in die motorhuis nie. Dis nie om te koop sodat jy in beheer kan voel nie. Dis nie die afhandeling van die een of ander studie nie, dat jy voel jy het iets bereik nie. Dis nie drank of pynpille of slaappille nie, want môreoggend moet jy weer opstaan. Dis nie die groot afgod van seks van ons tyd nie, want dit is maar 'n kortstondige plesier. En dit, broer en suster, is maar net om 'n paar te noem. En voordat ons verder kan en by Abraham kan uitkom en by Isak, moet ons besef, afgode is 'n werklikheid en 'n realiteit in elke mens wat hier is se lewe. En dit is ons tema, ons afgod staan in die plek en in die pad van God. Ek het nou al redelik hard probeer om jou in hierdie preek betrokke te kry. Om jou in hierdie preek ingetrek te kry. Om jou te kry om te bly luister. Ek gaan nog 'n laaste paar pogings aanwend, broer en suster. Die predikant. Die predikant kan baie maklik van sy werk 'n afgod maak. Niemand sal enige beswaar hê as die dominee sy werk 'n afgod maak nie. As hy reageer elke keer as die telefoon lui nie, as hy spring en as hy doen net wat die lidmate wil hê nie, die kerkraad is tevrede, die lidmate sê wat 'n fantastiese dominee en sy vrou is sielsongelukkig. En hy is besig om sy kinders te offer ter wille van sy roeping en van sy werk, want mense dink dat die dominee se werk en sy God is dieselfde. Hulle dink is presies dieselfde saak. In die oomblik as jy so dink, dan dink jy met ander woorde op 'n ander manier oor jou werk. So my werk is nie 'n offer aan God nie, is jou werk 'n offer aan God, nie saak wat jou werk is nie. Johan, al is jy 'n onderwyser, 'n boer, al is jy 'n ambagsman. Wat is die verskil tussen die offer wat ek moet bring en die offer wat jy moet bring in diens van die Here? Daar is 'n verskil tussen my werk en my roeping, verhouding met my God, my spiritualiteit. En die kerkraad moenie opgewonde raak daaroor dat ek my
Hulle behoort bekommerd te wees wanneer hulle dit by die dominee waarneem. Hulle behoort vir hom te sê, dominee, jy beter jou verlof neem. Dominee, wanneer is jou afdag wat jy in gehoorsaamheid aan die Here, soos ons almal, een dag van die week rus? Dit is wat hulle vir hom behoort te vra. Dis broer en suster, ja, selfs die predikant kan soos die huisvrou en soos die onderwyser en soos die student van werk 'n afgod maak, en uiteindelik betaal jy die prys in 'n gebroke huwelik en 'n egskeiding, en ook in kinders wat hulle pa nie ken nie, soos enige ander mens. Daardie gebod van die Here staan vas, nie net sodat ek kan rus nie, maar sodat ek in terme van my verhouding met God vir hom kan wys dat hy vir my belangrik is en dat ek hom dien. En dit geld ook vir die predikant, al preek ek vandag op 'n Sondag. Die beginsel geld steeds dat een dag van die week moet ek aan die Here wy, in gehoorsaamheid aan hom. Die hedendaagse mens, wanneer hy hoor van afgoderry, dink in terme van die Grieks-Romeinse wêreld van destyds, in terme van afgode, omtrent soos toe Paulus op die Areopagus gekom het en vir hulle gesê het, daar in Athene, ek sien dat julle is geweldige godsdienstige mense, want julle het afgode vir enige ding onder die son. Julle buig voor julle het selfs 'n afgod, julle het selfs 'n altaar vir die onbekende God. En hulle het afgode gehad, elke stad het 'n afgod gehad. Daar is Afrodite, die godin van skoonheid, Ares, die god van oorlog, Artemis, die godin van vrugbaarheid, Hephaistos, die god van die vakmanskap, van die vakmanne, Hephaistos. Ons dink ons is baie modern, maar ons het ook ons tempels en ons totempale waar ons afgode dien. Dit is spa's in gimnasiums en ateljee's en sportstadions waar daar 65.000 plus mense is. Dit is restaurante waar mense hulle tot barstings toe eet. Dit is dobbelhuise, dit is in die sitkamer wat oorheers word deur die blerende televisie. Dit is studeerkamers waar daar rekenaars staan, waarop daar duisende gespandeer is, want ek is 'n gamer. Motorhuise met die blinkste motors waar mense letterlik mans hulle tafeltjie en stoeltjie gaan neersit met die pakkie sigarette en staar na die nuutste motor wat gekoop is en wat in die motorhuis staan. En dan is daar die godheid, die gode van skoonheid en van mag en van geld en van prestasie. En dit neem geweldige afmetings aan. Die jong vrouens dien Afrodite beter as ooit, want sy moet werk aan haar ooghare en aan haar naels. Sy sal toiletpapier eet so lank as wat sy in 'n nommer 8 rokkie kan inpas, want sy moet ewige fietsse en 'n fikse lyfie hê. En die mans natuurlik is op totale ander vlak, want hulle dien die afgod van brandewyn en braaivleis, boerboel en vellies, en hulle lyk nie so fiks en fiets nie, maar hulle het trokkies en rugby en pornografie, John Deere trekkers en dies meer. Maar dis alles 'n bepaalde beeld, en ons dink ons is baie modern, ons is klaar met die afgode, en ons offer ons kinders. Ons offer nie meer aan Moloch nie, maar al hierdie goed kos geld, meer geld as wat die gesin regtig kan spandeer, dit vat tyd, en die arme kinders kry nie die aandag wat hulle moet nie, en so ook die huwelike gaan te gronde, want ek het 'n bepaalde idee van myself, ek het 'n bepaalde beeld van myself, en uiteindelik word daar die offer gebring. En dan die groot afgod van ons tyd, nog ene, is natuurlik kinders. Ouers wat dink, hulle kinders is die fantastiese mense.
Wonderlikste mense, het gawes wat jy nog nooit gesien het by 'n kind kan voorkom nie, hoor. Dit is by daardie kind. En daardie kind, word deur die ouers gedruk, word deur die skool gedruk, word geforseer in alles in. Hulle het 'n haarfyn uitgewerkte program en almal moet daarby inval. En daardie arme kind is gebroke en ongelukkig. Maar durf nie iets sê nie. Die skole is net so skuldig daaraan soos die ouers en die grootouers. Ons offer ons kinders nie aan Moloch nie, maar ons offer hulle aan onsself. En dan die groot afgod van ons tyd ook is gierigheid. Die gejaag na geld. In 2008 en 2009 toe die hele wêreld so 'n bietjie 'n opskudding gehad. Mense het gaan kyk 'n bietjie na jou pensioen as jy gewonder het. Jy gaan skrik as jy sien, daai dip tot daaronder was 2008, 2009. Kyk, toe was daar 'n geldstelery in Amerika aan die gang wat jy jou nie kan voorstel nie. Gaan kyk na jou pensioen se grafiek. Jy sal skrik hoeveel jy daar verloor het. En dit was gierigheid. Dit was gierigheid wat dit gedryf het, dit was gierigheid wat dit veroorsaak het, en ons sit nog steeds daarmee. In Kolossense 3 vers 5 sê die apostel Paulus vir ons, gierigheid is afgoderry. Wie is gierig? Wie is gierig hier in hierdie kerkgebou, broer en suster? Ek is nie gierig nie. Dis die ryk mense, daai klomp Amerikaners, dis die klomp gierigaards. Ek het bietjie gaan kyk, ek het 15 dinge hier, waarin jy gierigheid kan herken. Ek dink nie net as jy een het, as jy gierig nie, ek dink is 'n kombinasie daarvan. Is dit vir jou moeilik om te deel? Kry jy seer as jy met iemand moet deel? Kry jy seer as jy iets moet uitgee, of vir iemand iets moet koop? Is dit vir jou swaar, verjaarsdag? Ek meen, ander mense se verjaarsdag. Ek meen, jou verjaarsdag is vir jou fantasties, want jy kry. Maar ander mense se verjaarsdag, daai verjaarsdag maande, maar die hele familie wil ons verjaar in 1 maand. Dis vir jou verskriklik. Jy vind dit moeilik om vir iemand anders iets te gee, al weet jy daardie persoon het dit werklik nodig. Alles is vir jou duur, te duur. Jy kla steen en been oor die pryse. Jy voel spyt en skuldig as jy iets gekoop het. Jy probeer dit selfs terugvat en na die tyd probeer jy selfs meer uit die mense uitkry as waarvoor jy betaal het. Maak nie saak hoe nie. Jy is heeltyd besig om sommetjies te maak en te bereken wat dit jou kos. Jy spandeer soveel tyd daaraan, dat jy het nie tyd vir ander dinge nie, want jy is die heeltyd besig met berekeninge. Jy stry altyd vir afslag, jy moet afslag kry. Jy wil die hele tyd bespaar, jy gaar op. Jy maak bymekaar. Alles kan gehou word, alles kan weer gebruik word. Jy weier om by te dra. Jy wil nie sommer sê, ek gaan betaal as ons gaan uit eet nie. Jy is nie baie vinnig om jou rekenings te betaal nie. 30 dae, 60 dae, net voor die prokureursbrief kom, dan dink jy, goed, nou sal ek maar moet betaal, want anders moet ek nog die prokureur ook betaal. Hulle wil dit nie los nie. Jy praat nie met ander mense oor jou finansies, dis 'n staatsgeheim. Jy gee 'n baie swak dankoffer. En as die ouderling daaroor begin praat, as jy net dink is begrotingstyd, dan wil jy eintlik nie die afspraak nakom nie. Want jy weet, dit gaan jou geld kos. Dit is alles tekens, het jy van dit by jou herken? Dit is alles tekens van gierigheid, broer en suster. En 'n mens dink na die tyd, hoe kan ek so blind gewees het, dat ek dit nie by myself herken het nie? 'n Mens se hart, en dit is wat Nietzsche eintlik met daardie waar raak opmerking gesê het, is 'n afgode fabriek. Ons lees in Esegiel 14 vers 3, dat God sê van die oudstes, die leiers van die volk, hierdie manne het hulle afgode in hulle harte opgerig. 'n Afgod is nie iets buite jou nie. 'n Afgod kan jy in jou rond dra. Jy vat hom met jou saam. Isak was op 'n stadium 'n afgod. Ja, broer en suster, kyk 'n bietjie weer na daardie gedeelte wat ons saam gelees het.
Wat sê die Here vir Abraham in daardie eerste gedeelte en hoekom sê hy dit vir hom op daardie manier? Ek vat hier stadig daardeur. Hy sê vir hom, neem jou seun, jou enigste seun, Isak, vir wie jy lief is. Neem jou seun, jou enigste seun. Jy weet dis jou enigste. Abraham het geweet dis sy enigste. Alles hang van hierdie kind af. Die een wat ek regtig lief het. En skynbaar, as jy luister na die engel van die Here se woorde later, was dit nie meer so duidelik dat hy God gevrees het nie. Want die Here sê, nou weet ek dat jy my vrees. En hoe gebeur dit? Die Here het eintlik Isak as 'n baie goeie ding beskik. Die geboorte van hierdie kind was immers die vervulling van God se belofte. En jy sien, 'n afgod kan iets goeds wees, iets baie goed wees. En dit bring my weer by kinders. Abraham, wil dit vir ons dan voorkom, het die fout gemaak dat hy al meer en meer hierdie kind in die middelpunt van sy lewe begin plaas het. En hy sou kon sê, maar God het gesê, in terme van sy heilsplan, Isak is belangrik, ek doen net wat God vir my gesê het. Dis omtrent soos die dominee wat sê, ek doen my werk, ek dien die Here. Ek is besig om die Here te dien, deur my werk te doen. En op die ou einde weet jy gaan te ver. Baie mense het al geworstel met hierdie geskiedenis van Abraham en Isak en die opdrag dat Abraham vir Isak moet gaan offer. Een van die groot denkers van daardie tyd was Søren Kierkegaard. Hy het gesê hierdie geskiedenis is vir hom totaal irrasioneel. Hy het werklik geworstel hiermee. Hy kon nie verstaan hoekom beveel God dit vir Abraham nie. Want alles is tog afgestuur op die geboorte van hierdie kind. Maar God het gesien wat is Abraham besig om te doen. En nou moet jy verstaan, wat God van Abraham vra is geweldig. Hy vra vir hom om die enigste kind te offer. Die oudste kind. In daardie tyd het dit beteken, dit was die toekoms van nie net Abraham nie, dit was die toekoms van die gesin, van die familie, van daardie hele groepie mense. Dit sou 'n ramp gewees het, sal 'n mens sê, as Abraham uiteindelik vir Isak moes offer. En tog, broer en suster, vind 'n mens dat Abraham in gehoorsaamheid hier reageer. 'n Mens wonder, hoekom het Abraham dit gedoen? Wat het deur Abraham se gemoed gegaan? Wat het hy gedink toe God vir hom hierdie opdrag gee? En die manier waarop God dit vir Abraham gee, glo ek, het Abraham besef wat God vir hom sê. Dat God vir hom sê, Isak het vir jou te belangrik geword. Jy het Isak meer lief as wat jy my lief het. Isak wat ek vir jou en vir jou nageslag ten goeie gegee het. En God kon net sowel daar sy rug op Abraham gedraai het. En tog het hy met hom gewerk soos met Job. Job sê, nadat hy ook so geweldig baie dinge in sy lewe deurgegaan het, wat die Here hom op 'n pad gevat het, sê hy in Job 23 vers 10, hy weet wat hy met my doen, en as hy my op die proef gestel het, sal ek so suiwer goud voortkom. Die Here weet wat hy met my doen, hy loop hierdie pad met my, sodat ek uiteindelik beter word, sodat ek suiwer goud is. Wat het Abraham gedink? Het hy gedink hy gaan hierdie kind werklik offer? Het hy gedink dat hy hierdie kind werklik gaan slag? Dit weet ek eintlik nie. Maar ek weet wel, hy sê vir hulle, sy slawe wat saam met hom gegaan het, hy weet wel, hy sal saam met die kind terugkom. Want hy sê vir hulle, ons sal na julle toe terugkom. En ek dink nie Abraham het dit as 'n leuen bedoel. Hy was vas oortuig daarvan, en hier kom ek dalk nou by 'n meer tradisionele verklaring uit, dat God is die God van die lewe,
En hy het dit self gesien in sy verstorwe en in Sara se verstorwe liggame, dat God vir hulle dan hierdie kind gegee het, toe hulle al so oud was en glad nie kinders kon hê nie. So hy weet nie hoe nie, hy weet nie hoe ver hy sal moet gaan nie, maar God het gesê, hierdie kind, en geen ander kind, is die een waaruit hy sy nageslag sal seën. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, en ek dink weer eens, profeties, is presies wat hy gedink het. Dis wat hier staan in die Bybel. God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun, so het hulle twee dan saamgeloop. En dis die waarheid. God sal uiteindelik die oplossing gee. Jy sien, as jy bietjie dieper daarna kyk, sê jy en die versoening, die heiligheid van God aan die een kant, en hy ook 'n barmhartige God is. Hy het nog nie geweet presies hoe regverdige God, maar hy is ook 'n barmhartige God. Johannes, die skrywer Johannes van die evangelie, kyk met hoofstuk 1 terug na die geskiedenis. Woord, en die woord was by God. Ons weet die woord is die Here Jesus Christus. So hy sê in die begin was daar 'n skepping. So hy kyk terug oor die ganse Ou Testament. En dan gee hy uiteindelik 'n weerspieëling daarvan in daardie eerste hoofstuk van sy evangelie. En dan sê hy in vers 14 tot 16, hy sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Hy was vol van die liefde en terselfdertyd die waarheid, ook die heiligheid van God. Johannes getuig van hom, Johannes die doper sê hy getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wat deur Moses gegee is, die wet wat deur Moses gegee is, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hy is die antwoord op die vraagstuk wat Abraham mee gesit het. Hoe gaan God terselfdertyd barmhartig en regverdig wees? Die antwoord is ons Here Jesus Christus. Nou ken ek en jy God, en dit was die Bybelstudie van Woensdag aand uit 2 Korintiërs hoofstuk 1, sodat ek en jy God op 'n besondere manier kan ken. En dit is vir my so mooi, as 'n Vader van ontferminge en 'n God van vertroostinge, sodat ek daardie leegheid nie meer hoef te leef nie. Hy vertroos my, hy vul daardie leegheid. Daardie leegheid is daar deur hom daar geplaas en net hy kan dit vul. Jy kan dit nie volmaak op enige ander manier nie. Jy sal leeg bly. Mag die Heilige Gees jou ook lei om dit in te sien en daardie plek alleen met God te vul. Amen. Psalm 135 vers 1, 2 en 3. Prys die naam van ons Heer, hef de saam die lofsang aan, lof sy goedheid, gee hom eer, alwie in sy voorhof staan, loof hom by die heernis van sy
wat lieflik is. Loof die Heer se goedheid lei, al wie in sy voorhof kom, want hy kies vir Jakob uit, Israel tot sy eiendom, al wat die mens vereer, groot dit weet ek is die Heer. In die hoogtes die Heer, daar doen hy wat hom behaag. Hy stuur sy bevele neer, en sy wil geskied omlaag. See en aarde luister stil, met die dieptes na sy wil. Afgode kan nie in jou lewe bly nie. Afgode moet doodgemaak word. Hoe lei God ons om die afgode in ons lewe af te sterf? Afgode gaan nie maklik dood nie. Afgode is nie net boos en sleg nie. Ek kan nie met hierdie preek aangaan in die rigting van gaan kry 'n 45 galon drom. Maak die afgode in die huis bymekaar. Kry 'n bietjie hout en brand alles wat jy dink 'n afgod is nie. Dit sal nie werk nie. Tog is dit wat baie mense dink jy moet doen. Dis hoe hulle na die preke ook luister. Hulle sal byvoorbeeld dink dat alles wat 'n afgod is net sleg. Ek sê dit weer. Afgode is baie keer iets baie goed wat God in jou lewe gesit het en jy het dit op die verkeerde plek gaan sit. Ek kan tog nie vir die persoon wat sy huweliksmaat vir afgod sê skei nie. Ek kan tog nie vir die ouers wat hulle kinders vir afgod sê, vat die kleintjies weeshuis toe nie. Want hulle het vir julle 'n afgod geword nie. Ek kan tog nie sê dat alle tegnologie is boos nie. So vat al die telefone en die selfone en die rekenaars, want ons kan dit ook ten goeie gebruik. Dus afgode is ook goeie goed wat God in ons lewe vir ons ten goeie beskik het, maar ons het gegaan en ons het dit 'n verkeerde plek in ons lewe gegee. Is dit nie waar nie? En tog het jy al baie preke gehoor in die trant van maak die afgode bymekaar en bou 'n groot vuur. Dus as die preek, die tweede preek se tema is, God wil hê dat die afgode in die lewe van sy kinders moet dood, dan moet ek dit kwalifiseer wat ek met dood beteken. Dood kan nie beteken, maak werklik dood nie, want dan sou Abraham vir Isak werklik moes doodgemaak het, is dit nie. En dink weer aan die voorbeeld van die ouers en die kinders en die huweliksmaat, so jy moet dit op 'n sekere manier verstaan. Feit van die saak is, Abraham moes vir Isak op die altaar gesit het. Want skynbaar was Isak, en die Bybel is duidelik daaroor. Het jy al gewonder, hoekom is die Bybel duidelik daaroor? Want Isak was werklik op die hout. En Abraham het met die mes gestaan, op die punt gereed om sy seun te slag. Dit, broer en suster, as jy 'n ouer is, kon nie maklik gewees het nie. Maar God wys daardeur vir Abraham, jou afgod moet dood. Jy moet van die afgod in jou lewe ontslae raak, sonder dat jy vir Isak werklik doodmaak. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, en wat 'n genade, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie,
Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, nie van my teruggehou het nie. En God het op daardie oomblik 'n ram voorsien. Abraham het duidelik geweet wat die Here hier vir hom sê. Hy het geweet waaroor dit gaan. Hy het geweet, hy het begin vervlou in sy liefde. Hy het ernstige skeeftrekking gehad in hoe hy geleef het. God was nie meer sy prioriteit nie. O ja, ek het nooit gesê nie die woord, nou weet ek dat jy God vrees, beteken natuurlik, nou weet ek dat jy God bo alles lief het, meer as enig iets anders hier op aarde, en God het daar by daardie altaar die suiwer goud uit Abraham se lewe na vore gebring. Jy kan van jou werk 'n afgod maak, van jou loopbaan, van jou prestasies, van jou drome. Jy kan daaroor obsessief raak. Een van die wat die maklikste is jou huweliksmaat, jou kinders. Jy weet, beraders sê baie keer vir ouers wat sien hoe dat hulle besig is om hulle kinders te vernietig, dan sê hulle vir hulle, hou net op. Julle druk hierdie kinders te hard. Julle skryf hulle vir te veel goed in, julle verwag te veel van hulle. Julle kan nie so met hulle veg oor hulle punte nie. Jou kind is nie in staat nie, stop dit net. Jou kind gaan nie onder die 30 in die Springbokspan wees nie. Dit gaan nie gebeur. Stop net. Die skole is net so skuldig. Aan Rodepoort het 'n hoërskooldogter wat ons ver langs ken, haarself met haar das in haar kamer opgehang. Haar ma en haar pa weet nie hoekom nie. Sy het dan met haar, sy van die skool af gekom, sy het haar skooldas gevat en sy het haarself opgehang. Hoe gebeur dit? Daar is iets fundamenteel verkeerd. Ek het so lank gewag vir hierdie kind. Ek het God so gebid vir hierdie kind, soos wat Hanna gebid het vir Samuel. Hierdie kind moet perfek wees. Hierdie kind moet meer bereik as wat ek bereik het. Hierdie kind moet ergens uitkom. God is in beheer. Vertrou jy God om jou kind se lewe te bestuur? So gee 'n bietjie jou kind af, los jou kind, gee spasie. Sê dit vir die skool ook. Moenie van jou kind 'n Isak maak nie, want jy gaan jou kind op die altaar moet gaan sit soos Abraham, en dit was vir Abraham beslis nie maklik nie. Daar is 'n baie eenvoudige gedeelte, broer en suster, in die Bybel wat ons baie keer mislees, en dis Hebreërs hoofstuk 12. Wanneer die Here jou lewe op 'n sekere manier laat loop, en hy loop op 'n harde plek, jy kry swaar met die pad wat die Here met jou laat loop, dan is dit miskien omdat die Here vir jou sê, jou prioriteite is nie meer in lyn nie. Dis nie meer reg nie. En dit is natuurlik die deel waar die prediker Hebreërs vir ons sê, in vers 5, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tug hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. God het Abraham lief gehad, en daarom het hy geweet, hy moes Abraham stop op hierdie pad. Hy gaan Isak vernietig. Hy gaan van Isak 'n mislukking maak wat onbruikbaar is. Hy moes Abraham afkry van hierdie ding af, terug na die punt toe waar God eerste in sy lewe kom. Miskien het jy net nou nie met my saamgestem nie. Ek het hierdie ding al vir jy baie gesê. Jy sê vir God, ja, dit is jou prioriteitsvolgorde. En net dit is jou prioriteitsvolgorde. Jy het vir God die eerste keer in jou lewe ja gesê toe jy belydenis van geloof afgelê het. Dit gaan oor jou spiritualiteit, jou persoonlike verhouding met hom. Ek het daar vir God soos jy ja gesê, so my verhouding met God kom eerste. Dis nie my werk nie. Dis nie my roeping nie. My verhouding met God kom eerste, al is ek die predikant. Dan het ek vir God ja gesê toe ek met my vrou getroud is. En daarna het ek vir God ja gesê met die doop van my kinders. En daarna het ek vir God ja gesê toe ek bevestig is as 'n amptdraer. So die eerste 4 bevat nie my ouers nie,
Dit bevat nie my vriende nie, dit bevat nie my die familie nie, dit bevat nie my loopbaan nie. Daai is die eerste 4 in terme van my prioriteitsvolgorde. God nommer 1, nommer 2 my huweliksmaat, dan my kinders, dan my roeping en my dienswerk in die kerk. Is dit nog jou volgorde? Mense wat hulle kinders meer lief het as God, vernietig hulle kinders. Mense wat hulle huweliksmaat meer lief het as God, verloor hulle huweliksmaat. Mense wat hulle loopbaan meer lief het as God, misluk. Uiteindelik. Het lyk of hulle skynbaar baie suksesvol is, maar uiteindelik is die prys baie hoog wat hulle betaal. Abraham, broer en suster, sou Isak verwoes het. Hy sou hom of te veel gedissiplineer het, of hy sou hom ondergedissiplineer het. Hy sou of gedink het, ek moet vir Isak regslaan, of hy sou gedink het, ek wil nie hê Isak moet vir my kwaad wees nie, laat hom eerder begaan. En dis omtrent hoe jy die manier waarop ouers vandag hulle kinders hanteer kan opsom, en tussen daardie twee uiterstes. So hierdie pynlike staptog na die land Moria en hierdie berg, broer en suster, was die pad wat die Here besig was om met Abraham te loop, sodat hy Abraham werklik bruikbaar kon maak, en moenie van Isak vergeet nie. Dink jy Isak het nie hierdie aandag geniet nie? Dink jy nie dit was wonderlik vir hom om te weet, hy het sy pa se hart nie? Isak moes hier leer en verstaan, dat God kom altyd eerste. En wat doen God? Wat doen ons hemelse Vader? Hy weet hy moet Abraham red, hy weet hy moet Isak red. Isak gaan lewend daarvan weg. Hy gaan saam met sy pa terug. Hulle is deur hierdie hele ding. Hoe het dit gebeur? Hoe is dit moontlik? Is dit daar die ram wat daar vasgeraak het, verstrik geraak het, en wat hulle gevat het en geoffer het? Is hy die een wat hulle gered het? Nee. Ons Vader het sy seun geoffer, werklik geoffer, nie soos Abraham dit nie hoef deur te gegaan het daarmee nie. Die Vader moes deurgaan met die offer op Golgotha. Daar is natuurlik verklaarders wat sê dat Golgotha is dieselfde plek as waar Abraham vir Isak moes gaan offer. Daar is verklaarders wat meen dat dit so is. Dat dit ook 'n ander naam was vir dieselfde plek, die land Moria. Die Vader bring 'n geweldige groot offer, die Seun bring 'n geweldige groot offer, sodat ek en jy ons kan toewy aan die Here en God eerste kan stel in ons lewe. Ek vra nou vir u broer en suster, hoe lyk u prioriteitsvolgorde? Soos wat God die pad met u deur die lewe loop. Daar is baie Bybelse figure wat afgode gehad het, en God het hulle gelei om hulle afgode neer te lê. Josef se pappie, Jakob, hy was die lieflingkind, nee. Sy broers gooi hom in die put en hy gaan Egipte toe. Hy het sy pa weer gesien, maar eers baie jare later. Dawid, 'n vrou was sy swakpunt, 'n vrou en sy kinders. En hy het by meer as een geleentheid groot hartseer gehad, omdat hy nie sy afgod wou los nie. As jy nie jou afgod wil los nie, maar krampagtig daaraan vasklem, terwyl God dit probeer uit jou hande en uit jou lewe te kry, gaan jy seer kry. Gaan kyk na Josef. Gaan kyk na Dawid. Hulle het seer gekry. Hulle het gebloei. Het swaar gekry. Kry jou prioriteitsvolgorde met die hulp en die werking van die Heilige Gees reg. Onthou jy waar het hierdie preek begin? Dit het eintlik verlede Sondag begin. By daardie preek oor God se liefde. Ek herinner u weer daaraan. Daai gebed van die apostel Paulus in Efesiërs hoofstuk 3. En hy sê, ken jy God se liefde? En ek het vir u gesê, ek dink nie ons het 'n benul van God se liefde nie. Ek praat nie van die soetsappige gevoelietjie wat mense dink. Alles regverdig binne die kerk nie. Dis nie die liefde van God nie. Paulus bid in Efesiërs 3 vers 14 en verder. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, en ek bid dit vir u,
dat hy dit aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die Gees in die innerlike mens, sodat julle deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrondves is. Nie julle liefde vir God nie, in God se liefde vir julle. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus, om die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref. Ken jy God se liefde? En as jy dit ken, en ek wil jou vra, gaan luister weer daardie preke, oor die lengte en die breedte, die hoogte en die diepte van God se liefde, dat dit onbegrensd is, onbeperk is, dan behoort jy nie baie te sukkel om jou afgode in terme van jou prioriteite af te skuif nie, en jou lewe in orde te kry nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. Help ons om die afgode wat in ons lewe is af te skuif, die wat ons kan uit ons lewe uit werklik uitskuif, wat nie vir ons goed is nie, dat dit gebeur, die wat goeie dinge is wat u in ons lewe beskik het, maar ons het dit te belangrik gemaak, of dit mense of dinge is, wil u gee dat ons prioriteitsordes dan reg kry, u eerste, dan ons huweliksmaat, dan ons kinders, dan ons roeping aan u. Here, gee dat waar dit so eenvoudig is, daar net gehoorsaamheid by ons sal wees, werk dit deur die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. Ons bid ons gebed in die Seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 106, verse 8 en 9. Al het 'n kalf van goud gemaak, en God al heerlikheid versaak, voor net gedierbeeld neergebogen,
God gespreek, vir goed wil ek opstand breek, maar Moses sel deur God verkore, het in die bres vir hul gaan staan, dat al so diep in skuld verlore, nie deur godsdeurings ondergaan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.